Nog 'n Afrikaner afvaardiging het verlede week teruggekeer na 'n besoek aan Washington DC. Hierdie keer het die afvaardiging bestaan uit Dr. Corneille Mulder, VF+ leier, Dr. Theo de Jager, voorsitter van die landbouorganisasie SAI, en dan ook Gerard Papenfoes, hy is uitvoerende hoof van die werkgewersorganisasie NIASA. En om vanoggend met ons hier te gesels, sluit die VF+ se leier Dr. Corneille Mulder by ons aan. Corneille, goeiemôre, baie welkom weer by RSG. Baie goeiemôre Gustaf en Renske, is goed om terug te wees. Ja, welkom terug in die land. So president Cyril Ramaphosa en die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, natuurlik het hulle mis Noah uitgespreek met julle besoek, soos ek die vorige besoek. Wat is jou reaksie op wat ons regeringsreaksie is? As hulle werk gedoen het, was dit nie vir ons nodig om daar te wees nie. En dit is die kern van die probleem. Ons het nie gegaan omdat ons gevoel het ons wil gaan kla oor Suid-Afrika nie, om die waarheid te sê, ons is genooi soontoe. En die werklikheid is, as jy gaan kyk van die begin van hierdie jaar af, is die fokus verskuif tot 'n groot mate na Suid-Afrika toe, maar ook na die Afrikaner toe. Jy sal onthou dat dit begin in Februarie, toe president Trump die executive order uitgevaardig het, wat hy spesifiek verwys het na die Afrikaner en vlugtelingstatus aangebied het. Daarna het daar 'n hele klomp goeters gevolg in terme van die uitskop van die ambassadeur Rasool. Daar was verskillende afvaardigings wat gegaan het en toe president Ramaphosa se amptelike afvaardiging. En ons is genooi en gevra om te kom die Afrikaner se saak te kom stel. Wat ons gaan doen het, dink ek met redelike groot sukses. As die president en die departement buitelandse sake hulle werk gedoen het, was dit nie nodig dat iemand gegaan het nie. So die doel van hierdie besoek nou, wat julle nou gaan besoek die laaste ene, wat was dit presies gewees? Die doel was gewees onder andere dat dit gaan oor die Afrikaner en ek dink dit is noodsaaklik dat die Afrikaner se saak gestel word, maar nie net die Afrikaner se saak nie, dat Suid-Afrika se saak gestel word, ook die saak van ander minderhede. En ons boodskap was baie duidelik gewees, ons wil hê dat Suid-Afrika sukses moet wees. Ons wil hê dat Suid-Afrika 'n wenland moet wees waar mense gelukkig kan wees, waar ekonomiese groei en vooruitgang en voorspoed is. Maar dit moet ook insluit die Afrikaner in sy belange as ook die van ander minderhede. En daar is tans verskeie redes en probleme hoekom dit nie die geval is nie. En terwyl Amerika sy fokus op Suid-Afrika het, en veral die Trump-administrasie, dink ek hier's 'n geleentheid om dit uit te lig en met mekaar in gesprek te tree en te kyk, hoe kan ons Suid-Afrika se verhoudinge met die VSA herstel en Suid-Afrika terugkry op 'n wenpad. Nou goed, terwyl julle daar was, hoe naby kon julle kom aan die sentrum van mag in die Withuis, maar ook in die breër regering, en wat kon julle toe nou terwyl julle daar was met die mense en hulle in die oë kyk, wat kon julle vasstel? Kom ek sê so, as jy in die Amerikaanse konteks verstaan in Washington, het jy aan die een kant die uitvoerende gesag wat gesentreer is in die Withuis, en dit is waar die Trump-administrasie se setel is, en dan het jy, soos die ouens sal sê, on the hill, dit is waar die Kongres is, en die Kongres bestaan uit die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. Ons was gelukkig en bevoorreg, as ek dit so mag stel, om afsprake te hê by die Withuis, by die Senaat, by die Huis van Verteenwoordigers, en dan het jy ook die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake, die State Department. Ons het daar afsprake gehad. En dan het ons buiten daardie regeringskomponente het ons afsprake gehad by 3 think tanks of instituute. Ons het afsprake gehad met 2 landbouverenigings of wat die totale Amerikaanse boerdery gemeenskap verteenwoordig, sowel as met sakemense. So ons het 'n baie wye verskeidenheid van mense gesien en gespreek. En in al daai gevalle, as jy vat die regeringskomponent wat ek eers genoem het, elkeen van daardie afdelings het 'n spesifieke afdeling wat werk en fokus op Afrika, en Suid-Afrika is deel daarvan. En by elkeen van daai, of dit in die Withuis was, of by die Senaat, die Huis van Verteenwoordigers, of by die State Department, het ons gepraat met senior mense wat handel spesifiek met Afrika en Suid-Afrika. Dit klink of van daai kongreslede in die Huis van Verteenwoordigers, wat nou hulle distrikte verteenwoordig en so aan, nogal taamlik, daar's van hulle wat nogal taamlik teen Suid-Afrika gekant is en teen die ANC-regering. Hulle is nie teen Suid-Afrika gekant nie. Ek wil sê ons is baie gul en baie hartlik ontvang, om die waarheid te sê. Die mense wat ons gehelp het om die reëlings te tref daar, Chris Opperman van C5 wat baie jare ervaring het van buitelandse sake, het vir ons reguit gesê dit was die maklikste nog gewees om afsprake te kry wat deure wat oopgegaan het om na ons te hoor en ons te luister. Daar's nie 'n vyandigheid teen Suid-Afrika nie, daar's nie 'n vyandigheid teen die Afrikaner nie. Daar is irritasie met die ANC as deel van die regering van nasionale eenheid oor hulle standpunt en hulle beleid. En ek dink die konkrete daarvan is onder andere, daar's al 2 wette ingedien. Die eerste een wat ingedien is deur die parlementslid Congressman Ronnie Jackson ingedien. En dit gaan oor die US-South Africa Bilateral Relations Review Act van 2025. En daar's later nou weer nog 'n wet ingedien. So daar's sekere aspekte wat na vore kom vanuit die Kongres en die Senaat, en natuurlik weer president Trump se eie standpunt. Ons vanoggend weer gehoor rondom tariewe wat hy wil instel teen die lande wat by BRICS betrokke is. Ons is ons met die leier van die VF+, Dr. Corneille Mulder. Hy was deel van nog 'n Afrikaner afvaardiging wat verlede week teruggekeer het na 'n besoek aan Washington DC.
Hy vertel vanmôre vir ons van daai besoek. Jy het nou gepraat van 'n paar dinge wat genoem is en geopper is. Is daar enigstens gepraat oor Ramaphosa en sy afvaardiging se besoek aan die Withuis 'n paar maande gelede? Kom ek vir jou sê, ek eerstens op 'n ligter trant, ek sal baie graag wil weet wat die kykerstal was van daardie gebeure in die Oval Office. Ek dink dit was enorm oor die aarde heen. Ja. Ek was vasgenaal en ons almal het gekyk. En ons het gesien wat daar gebeur het. Daarna was daar ander gesprekke agter die skerms wat ete was ensovoorts. En toe daardie afvaardiging terugkom, is daar van die regeringskant af gesê dit was 'n groot sukses. Nou moet ek eerlikwaar sê, ek kan net oordra wat aan ons gesê is. Ons het met niemand in Washington gepraat wat gedink het dit was 'n groot sukses geweest nie. Ek het baie begrip vir die sportmanne, vir Johan Rupert en ander wat gegaan het om te probeer help en hulle het hulle bes gedoen en ek het ons groot waardering daarvoor. Maar die algemene gevoel was dit was hoegenaamd nie 'n sukses geweest nie. Inteendeel, hulle beskou dit as 'n fiasco. En ek is bly dat ons kon gegaan het en ons standpunte kon oordra het. En toe gebeur daar die ongelooflike wat ek nie vir 'n oomblik gedink het moontlik is nie. Tydens ons gesprek in die Withuis. En dit was met baie senior mense vanuit die kantoor van die visiepresident wat nou die Suid-Afrikaanse saak hanteer, van die National Security Council, van die Homeland Security Council, die hoof van die persoon wat in beheer is van die hele refugee program en ander. In die gesprek kom hulle en sê, maar nou moet julle baie mooi na ons luister. En hulle gee vir ons 4 kernsleutelpunte wat hulle sê, asseblief, gaan julle en gaan dra dit oor aan Suid-Afrika, want dit lyk nie of die ANC ons hoor of wil hoor nie. Dit lyk nie of Suid-Afrika se diplomatieke diens ons wil hoor nie. Hier is 4 voorwaardes wat absoluut aan voldoen moet word voordat verhoudinge tussen Suid-Afrika en die FSA kan normaliseer. Sê gou vir ons, wat is die 4? Kom ek gou sê, die 4 was, die eerste een was baie duidelik geweest om te sê, landelike veiligheid. Landelike veiligheid moet 'n prioriteit wees en dit gaan oor plaasmoorde, of dit wit of swart boere is, dit gaan oor arbeiders, dit gaan oor die krisis op die landelike gebiede, moet verklaar word as 'n prioriteitsmisdaad en wat ondersoek moet word deur spesialiseenhede soos die valke. Die tweede een was geweest om te sê, die slagspreuk, kill the boer, kill the farmer, moet deur die ANC in die openbaar verwerp word. En ek het spesifiek gevra in daai gesprek in die Withuis, van wie praat julle met die regering van nasionale eenheid? Nee, die ANC moet dit doen. Dit is hulle slagspreuk, hulle is verantwoordelik daarvoor. Die ander twee het gegaan oor die ekonomie. Die derde een was gewees dat hulle sê daar kan geen onteiening sonder vergoeding wees sonder wat hulle noem fair market compensation, nadat daar 'n normale regsproses plaasgevind het en 'n hof bevind het dat 'n eiendom kan onteien word, maar dan moet dit wees met fair market compensation. En die vierde een was gewees om te sê dat Amerikaanse firmas en entiteite wat in Suid-Afrika wil belê en betrokke raak en hulle wil, glo my hulle wil, moet vrygestel word van die raswette in terme van black economic empowerment. En dit is vir ons gevra gesê, asseblief dra dit oor. En wat ons gedoen het is ons het daarna gegaan as 'n afvaardiging. Ons het 'n verklaring opgestel om uit te reik en dit bekend te maak en ons het voor ons dit gedoen het omdat ons verantwoordelik is. Daardie verklaring teruggestuur na die Withuis en gesê dit is wat ons gaan sê. Het ons julle reg gehoor? Hulle het een of twee goedjies verander en gesê hy's reg, stuur dit asseblief uit. Nou die interessante ding was dat van die media het onmiddellik daarna gereageer en gesê ag nee, dit kan nooit waar wees nie. Die Amerikaners sal tog nou nie met 3 Afrikaanse mans gesels en vir hulle sê wat Suid-Afrika moet doen nie. Party het selfs so ver gegaan om te sê man, ons maak of dit waar is. Ons het seker maar net klere aangetrek, 'n pak klere en ons laat afneem buitekant die gebou en te maak of ons daar was. Nee, dit is beslis nie so nie. Hierdie is korrek en dit is bevestig intussen tyd. Was daar 'n baie interessante onderhoud geweest wat Joshua Msevi van die Hudson Instituut gehad het met Linda van Tilburg. Jy gaan kyk gerus na daardie onderhoud. In daai onderhoud sê hy, die goed wat die Afrikaner afvaardiging oorgedra het is korrek. Dit is die standpunt van die Trump-administrasie en dit is voorwaardes voordat verhoudinge gaan normaliseer. En dit het implikasies vir die tariewe wat nou op ons afgekom. Ek moet jou vinnig vra, laastens, dit lyk asof Cyril Ramaphosa taamlik, dit is 'n teerpuntjie hierdie, hy het nou sopas 'n adjunkminister afgedank wat ook Washington toe is. Is jy bang vir die VF+ se posisie in die regering van nasionale eenheid? Wat dink jy daaroor? Kom ek begin deur te sê, gelukkig hoef ek nie sy toestemming te vra om te gaan waar ek wil nie. Ek is nie in sy kabinet nie. Hy het my nie aangestel nie. Ek moes toestemming vra by die Vryheidsfront Plus wat ek gedoen het en my party se struktuur het gesê, gaan asseblief, gaan stel ons saak. So hy het geen houvas wat my betref nie. As hy aan die Vryheidsfront se posisie wil vat in uitvoerende gesag, dan dink ek dit sal absoluut onvanpas wees. Dr. Groenewald doen sy werk. Hy het niks te doen gehad met hierdie situasie nie. Dis ek wat die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar as party se leier. Ek dink dit sal onregverdig wees en as hy dit sou doen, dit is seker sy reg om dit te doen, moet hy aanvaar en weet, die Amerikaners sal maar net nog 'n merkie agter die ANC en agter hom maak as 'n deel van die groot probleem. Baie dankie Corneille, dit was dan Dr. Corneille Mulder, hy's leier van die VF+.